Hallo broers en susters, ek kom hier vandag na julle toe met 'n boodskap wat ek ontvang het, maar net oor Bloedrivier. Die tyd is besig om nader te kom na die gelofte dag, die 16de Desember. En ja, dit is maar net hartseer wat ek sien hoeveel van ons eintlik vergeet het daarvan en dit neergelê het. En baie van ons wat gekom het op 'n punt om selfs ons voorouers te aanbid in plaas van die lewende God wat die oorwinning oorgegee het. As 'n ou kyk na opskrif van 1981, daar staan geskrywe in dit: daarom is Bloedrivier 'n slag van die suiwerheid van God teen die afgod van Nkosi. In die dag en die jaar van 1881 vertel 'n bejaarde Zulu kryger wat Bloedrivier oorleef het aan Dr. J.C. van Rooyen, later professor: ons was nie bang vir die slag van die gewere nie. Dit het ons al geken. Maar ons is deur vrees oorval toe daar waans van vuur uit die hemel gedaal het en duisende figure in glinsterende ligstrale om die laars stelling ingeneem het. Toe het ons uiteengespat en gevlug. Nou lees gerus professor van Rooyen se autobiografie, veral die gedeeltes van sy jare as sendeling in Zululand. Soos ons daar kan sien, die oorwinning is alle eer aan die Here. Dis nie ons voorouers of hulle taktiek of enigietsie wat gebruik is daarin op 'n menslike deur mense verstand of enigietsie nie. Dis nie dat ons voorouers brawer was as hulle en hulle het gevlug uit vrees uit vir ons voorouers. Hulle het gevrees omdat die lewende God aan die boere se kant was. In die tyd wat hulle die gelofte neergelê het, heilig voor die Vader, het die Vader dit nie ligtelik opgeneem nie. Die Here het ingetree en die Here het hulle verlos en daarom is ons ook verlos. As ons terugkyk na daai geval, die nommers 460, 470 boere teen 15 na 25.000 Zulus. As ons terugkyk na die geskiedenis van die Zulus was nie vreesagtige mense gewees nie. Die Zulus, die vorige koning Shaka voor Dingaan was 'n baie goeie koning gewees en baie gevorderd in sy militêre opleiding aan die Zulus gewees. Hulle was geleer om te oefen, beklei met mekaar op dorings, op kaalvoet, om hulle te kondisioneer om pyn te kan ignoreer. Hulle was so gewees, so streng gewees, dat as daar 'n Zulu teruggegaan het na die kamp toe en hy het 'n sny op sy rug gehad, dan was sy lewe geneem, omrede daar 'n sny op sy rug was, wat beteken hy was 'n lafaard gewees en hy het gehardloop. So daarom was hulle nie lafaarde nie. As hulle gehardloop het, was hulle in elk geval tot niet gemaak. So daar was geen lafaardheid in die Zulus gewees nie. Dit was net die Here wat getree het op daai dag en hulle verlos het. En ons voorouers het 'n gelofte gemaak of 'n verbond met die lewende God. Die God van Abraham, die God van Isak, die God van Moses wat die Rooi See geskei het en die God van Bloedrivier is dieselfde God. En ek dink ons as volk het
nie die erns daarvan geneem, wat dit beteken om 'n verbond met die lewende God te sluit nie. Ek gaan lees hierso uit Genesis 6 vers 18. Maar met jou sal ek my verbond opsig. Jy moet in die ark gaan, jy en jou seuns en jou vrou en die vroue van jou seuns saam met jou. Nou vers 22 sê dan, en Noag het dit gedoen, net soos God hom beveel het, so het hy dit gedoen in gehoorsaamheid. En die Here was getrou om hulle te verlos, om hulle te red uit die vloed uit en om vrugbaar te wees en om die aarde te werk en voort te gaan. Die Here was getrou. Noag was ook getrou. Noag het gedoen net soos die Here gesê het. Nou as ons gaan na Genesis 15 vers 18, sê dit, op die dag het die Here met Abraham 'n verbond gesluit en gesê, aan jou nageslag gee ek hierdie land, van die rivier van Egipte af, tot die groot rivier, die Efraatrivier. En as ons kyk, die Here het dit gedoen. Dit het so geskied. Abraham was ook gehoorsaam. Abraham was so gehoorsaam gewees, dat hy bereid was om sy eie seun neer te lê. Volgende gaan ons na Genesis 17 vers 4 tot 9. Daar staan geskrywe, wat my aangaan, kyk my verbond is met jou, en jy sal die vader van 'n menigte van nasies wees. Daarom sal hulle jou nie meer Abraham noem nie, maar jou naam sal wees Abraham, want ek maak jou 'n vader van menigte nasies. En ek sal jou buitengewoon vrugbaar maak. Ek sal jou tot nasies maak, en koning sal uit jou voorkom. En so kan ons sien met die woord van die Here, hoe die Here dit nagekom het van daai tyd af. Dis nie net die Joodse nasie nie, maar daar is soveel nasies deur Christus, wat terug kan gaan na Abraham toe, en die gelofte wat die Here met hom gemaak het, die seëning wat die Here op hom gesit het. Ons kan ook sien hoe die Here se woord waar geword het van die konings wat uit hom uitgekom het. Koning Saul, koning Dawid, koning Salomo en aan. Die Here is getrou. En vers 7 sê dit, en ek sal my verbond oprig tussen my en jou nageslag. Na jou in hulle geslagte as 'n ewige verbond, om vir jou 'n God te wees en vir jou nageslag na jou. Ek sal aan jou en jou nageslag na jou die land van die vreemdelingskap gee, die hele land Kanaan as 'n ewige besetting, en ek sal vir hulle 'n God wees. En so het die Here dit gedoen vir die Israeliete. Hy is getrou aan sy woord. Die hemel en die aarde sal vergaan voordat 'n woord vergaan wat uit die mond van God uitkom. Dan vers 9 sê dit, verder het God aan Abraham gesê, maar jy moet my verbond hou. Jy en jou nageslag na jou, van geslag tot geslag. Die verbond van bloedrivier is nie net op ons voorouers nie, maar dit is van geslag tot geslag. Dit is op ons ook as boervolk. Dan gaan ons van daar af, as ons dink daaraan, van daar af gaan ons na 1 Kronieke 16 vers 15. Daar staan geskrywe, dink vir ewig aan sy verbond, aan die woorde wat hy ingestel het vir duisende geslagte. Dink aan sy verbond. En nie net vir die mense
van toe nie, maar vir ons ook, vir duisende geslagte. Baie van ons weet nie wat die verbond was, wat neergelê is voor die Here nie. Ek gaan hom nou lees. Die gelofte, in Afrikaans, hier staan ons, voor die heilige God, van die hemel en die aarde, om 'n gelofte aan hom te doen, dat as hy ons sal beskerm, en ons vyand in ons hand sal gee, ons die dag en die datum elke jaar as 'n dankdag, soos 'n Sabbat sal deurbring, en dat ons 'n huis tot sy eer sal oprig, waar dit hom behaag, en dat ons ook aan ons kinders sal sê, dat hulle met ons daarin moet deel, tot nagedagtenis, ook vir die opkomende geslagte, want die eer van sy naam sal verheerlik word, deur die roem en die eer van oorwinning aan hom te gee. Dis 'n goddelike oorwinning, wat net die Here kon gedoen het. Volgende gaan ons na Psalm 89 vers 29. Vir ewig sal ek my goedertierendheid vir hom bewaar en my verbond bly vir hom vas. Die Here is getrou aan sy verbond, maar ons moet ook wees. Volgende Psalm 103 vers 17 en 18. Maar die goedertierendheid van die Here is van ewigheid tot ewigheid oor die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kinders, vir die wat sy verbond hou, en aan sy bevele dink om dit te doen. Sy goedertierendheid is nie op almal nie, soos dit daar sê, maar vir die wat hom vrees, en sy geregtigheid vir kinders, vir die wat sy verbond hou. Sy verbond hou. En aan sy bevele dink om dit te doen. Om dit te doen. Nie net om die verbond te ken nie, maar om dit uit te leef. Volgende sal ons gaan na Psalm 132 vers 12. As jou seuns my verbond hou en my getuienis wat ek hulle leer, dan sal hulle seuns ook vir ewig op die troon sit. Dit is vir Dawid gesê. En so het hulle gesit op die troon, totdat hulle die verbonde en die gebooie gebreek het. Die volgende skrif is Jesaja 11, vers 1 tot 4. Die woord wat van die Here tot Jeremia 11, vers 1 tot 4. Die woord wat van die Here tot Jeremia gekom het. Hoor julle die woord van hierdie verbond, en spreek met die manne van Juda en met die inwoners van Jerusalem, en sê vir hulle, so spreek die Here, die God van Israel. Vervloek is die man wat nie luister nie na die woorde van hierdie verbond, wat ek julle vader beveel het, op die dag toe ek hulle uit Egipte land, uit die ystersmelttoorn uitgelei het, met die woorde, luister na my stem, en doen die woorde, net soos ek julle beveel. Dan sal julle vir my 'n volk wees, en ek sal vir julle 'n God wees. Dan sal.
Hierdie is 'n woord wat meer as 100 jaar terug aan die boervolk gegee is in Levitikus 26 vers 15 tot 18. En as julle my instellinge verwerp, en as julle siel van my verordeninge 'n afskuw het, sodat julle nie al my gebooie doen nie, en my verbond verbreek. Die Here se verbond verbreek. Dan sal ek dit ook aan julle doen. Ek sal verskrikking oor julle beskik. Die terring en die koors wat die oë verteer en die lewe laat versmag. Julle sal ook te vergeefs julle saad saai, want julle vyand sal dit opeet. En ek sal my aangesig teen julle rig, sodat julle voor julle vyand verslaan word. En julle haters sal oor julle heers. En julle sal vlug terwyl niemand julle agtervolg nie. Dit kan ons sien met soveel Suid-Afrikaners wat uit die land uit vlug. En as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle 7voudig weens julle sondes te tigter. Daar is soveel mense wat sê dit gaan beter word, ons moet dit spreek, dit gaan beter word. Maar daar sien ons, as ons nie draai nie, en as julle dan nog nie na my luister nie, sal ek voortgaan om julle 7voudig weens julle sondes te tig. Dink daaraan. Dit gaan nie beter word tot ons nie draai nie. Dit gaan nie beter word tot ons nie terug na die Here toe draai nie, en ons ophou om 'n afgod van onsself, ons voorouers en selfs ons taal te maak. Ons kyk na ons voorouers soos gode, in plaas van wat ons kyk na wat ons voorouers na gekyk het. Hulle was nie goed nie, maar God was goed in hulle. Dis tyd dat ons as volk terugdraai na dit toe. Daar's 'n liedjie wat gaan, laat Goliat kom, die Dawid binne my is reg vir hom. Wie is die Dawid binne ons? Dit is wie God in Dawid was, wat hom laat opstaan het, en die oorwinning gegee het oor Goliat. Dis nie wie Dawid was nie. Dawid was 'n skaapwagter, maar in God was hy 'n koning. Die laaste skrif wat ek wil deel, is 2 Kronieke 7 vers 14. En my volk, op wie my naam uitgeroep is, hulle verteenmoedig en bid, en my aangesig soek, en hulle bekeer van hulle verkeerde weë, dan sal ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe in hulle land genees. Ons ken almal daai skrif, deur soos wat in Engels, soos Angus baie sê, van that if my people who are called by my name will humble themselves, will pray and seek my face and turn from their wicked ways, then, only then, net dan, I will hear from heaven. I will forgive their sins. Dit sê, I will hear from heaven. I will forgive their sins. Hy sal. And I will heal their
land. Maar tot ons nie onsself neerlê en verneder, tot ons nie bid nie, tot ons nie die Here soek en sy wil soek nie, en totdat ons nie bekeer en wegdraai, nie met een voet vashou in die Here en een voet in die wêreld nie, maar dat totdat ons nie volkome draai, in die wêreld neerlê, gaan goed nie beter gaan nie. Ons sal uitgewis word en tot niet gemaak word, totdat ons as boervolk nie terugdraai na die God wie ons gered het nie. Ek vra seëning vir julle almal en om hierdie gelofte dag te vat, in Here te eer en terug te draai na hom toe. En gee die eer wat hom toekom. Dankie. Seëninge en vrede vir julle almal. Totsiens.